Vriende, baie dankie, dit is dit. Ons gaan oor na die woordbediening toe. Die kinders, die spruite, daar gaan julle. Kan ek vra dat julle so onbeweeg? Hierdie kontrapsie hierso is bietjie sensitief vandag. Asseblief, skus julle. Die maatjies wat wil. Godien, as jy papiere nodig het, die kopieer en alles kap hom hoor. Hy is nie op die laptop nie, maar jy kan net kopie. Op die feeder, maar jy sal hom uitwerk. Ja, dankie Susan. Dankie. Goed, vriende, baie dankie terwille van die van julle wat vanmôre vir die eerste keer hier is. Ons is besig met 'n reeks, dis Pinkster, obviously dis Pinkster Sondag nou. Maar ons is besig met 'n reeks wat sê met hom in gedagte. Ons het 'n reeks gedoen voorheen waar ons gesê het God het jou in gedagte gehad, vir jou en vir my. Van die grondslag van die aarde, deur alles, die totstandkoming van die Bybel, die totstandkoming van jou familie, dit wat jy is, dat elke belofte in die woord, alles, het God jou in gedagte gehad. Nou het ons dit omgedraai en ons sê, ons as beelddraers van Christus, as kinders van God, draai dit om en ons sê, ons leef met hom in gedagte. Ek wil jou uitdaag vanmôre om dalk jou kop skuif net so 'n klein bietjie te draai, om te sê, hoekom is jy op die aarde? Nee, my pa sê altyd, ek was 'n fout. Hy wou eintlik 'n dogtertjie gehad het, toe kry hy 'n seentjie. Wat, het julle al gehoor mense sê sulke goed? Julle al gehoor? God maak nie foute nie, God maak mense. God het jou in gedagte gehad vir 'n dag soos nou. Ek en jy stap hier uit en ons sê, ons leef met hom in gedagte. Ons het die hele maand 'n tyd spandeer rondom die laaste gedeelte van die boek Handelinge. Handelinge is geskryf deur Lukas, hy's 'n mediese dokter, so daar's baie detail. Baie. Al die ander evangelies en al die ander briewe van wie ook al en van wat ook al, hulle sê, en daar was 'n man en daar was 'n... Lukas, as hy skryf, dan sê hy, en daar was 'n man, sy naam is Adrian Pieter Kemp, en hy bly by Kerkstraat nommer 2, en hy weeg 13 kg, en Lukas is besig met sy pasiëntkaart, as hy oor enige iemand skryf, al jou bloeddruk en hoeveel tande het jy, hy skryf dit daar. Gaan lees dit in Handelinge, dis amazing, hoeveel detail daar in hierdie geskrif is. En nou kom ons op 'n punt waar ons sê, Paulus is in die tronk gegooi, hy was vir 2 jaar in die tronk, en toe skuif hulle hom, toe hy weer 2 jaar in die tronk, toe skuif hulle hom, toe gaan bly vir 2 jaar in sy eie gehuurde huis, en hy bedien vrylik, en ons praat vanmôre oor 'n geesvervulde lewe, op grond van Paulus se lewe. Dis die hele reeks bou op tot nou, gaan blaai terug op ons Facebookblad as jy wil, maar kom ek lees vir jou Pinksterdag, of Pinkster in Paulus se lewe. Ek lees uit Handelinge 25, vers 1 tot 12 uit die 83 vertaling. Ons lees enige vertaling, ek wil dit sê, onomwonde, daar's nie magic in watter vertaling nie, dis die woord van die Here, die beskrywing en die woorde gebruik is pas by dit wat ek wil sê, so ons gebruik die 83 vertaling vanmôre. Paulus verskyn voor Festus en beroep hom op die keiser. Net vinnig die agtergrond, as jy nie weet nie. Paulus was Saulus, Willers die Wildtuin, hy vervolg die Christene, hy is die hoofseun, daar wil hulle vir Stefanus stenig. Paulus kry vir Jesus op die pad van Damaskus, hy het 'n life-changing experience, hy ontmoet die waarheid, hy is vir 3 dae blind, hy sit in Langstraat, het jy dit geweet, daar's 'n straat met die naam van Langstraat in die Bybel, hy sit by Silas se huis, na 3 dae, sien hy, en hy sien met 'n nuwe visie, hy sien 'n nuwe lewe. En Saulus, wat Paulus word, begin en loop voor, en hy skryf 60% van die Nuwe Testament, en Paulus gaan terug na daar waar hy vandaan kom, God gebruik hom, hy haal hom nie uit en hy stuur hom nou na ander nasies toe, hy stuur hom terug na sy eie mense toe. Paulus is gekwalifiseer vir dit waar hy vandaan kom, en vir dit waarheen hy teruggaan. Hy verstaan hulle wette, hy verstaan hulle leerstellings,
hulle leerstellinge, en dan kom die Jode en die skrifgeleerdes, die Sadduseërs en die Fariseërs, hulle sê, hierdie ou wil 'n revolusie maak, hierdie ou bedreig ons geloof en ons ding, hy is besig om teen die staat in opstand te kom. Al drie daai aanklagte dra die doodstraf, dit moet jy weet, né, in daai tyd. So Paulus se lewe is op die spel. Dan kom nou eerstens is Felix op die spel. Felix is die gouverneur van die area. Hy wil nie vir Paulus verhoor nie, want hy weet hy leef in sonde met 'n Joodse meisie met wie hy nie getroud is nie, en Paulus gee hom gas daaroor, gaan lees dit daar in Handelinge, en dan sê hy, nee, wat, kom ons skuif hom, en hulle vat hom tronk toe vir 2 jaar, hy kom nie daarby uit nie. Dan besluit hulle, nee, ons gaan hom nou op 'n skip laai, en dis waar ons die storie optel. Festus het dan in die provinsie gekom, en na 3 dae van Caesarea opgegaan na Jerusalem. En die hoofpriester en die vernaamstes van die Jode het Paulus by hom aangeklaag en by hom aangedring en gevra as 'n guns teen Paulus dat hy hom na Jerusalem moet laat haal, terwyl hulle intussen 'n hindernag voorberei het om hom op die weg om te bring. Maar Festus het geantwoord dat Paulus in Caesarea bewaak word en dat hy self spoedig daarheen sou reis. Laat dan die onder julle, sê hy, wat bevoeg is, saamgaan, en as daar iets verkeerd in hierdie man is, hom beskuldig. En nadat hy nie meer as 10 dae onder hulle deurgebring het nie, het hy na Caesarea afgegaan en die volgende dag op die regterstoel gaan sit en bevel gegee dat Paulus voorgebring moet word. Toe hy verskyn het die Jode van Jerusalem afgekom het, rondom hom gestaan en baie en swaar beskuldigings teen Paulus ingebring, wat hulle nie kon bewys nie, terwyl hy tot sy verdediging gesê het, ek het niks teen die wet van die Jode, of teen die tempel, of teen die keiser gesondig nie, maar omdat Festus aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy geantwoord en vir Paulus gesê, wil jy na Jerusalem opgaan en daar voor my oor hierdie dinge terecht staan? Toe sê Paulus, ek staan voor die regterstoel van die keiser, waar ek geoordeel moet word. Aan die Jode het ek geen onreg gedoen nie, soos u baie goed weet. As ek oortree het, of iets gedoen het wat die dood verdien, weier ek nie om te sterwe nie, maar as daar niks is in die dinge waarvoor hulle my beskuldig nie, dan kan niemand aan hulle by wyse van guns oorlewer nie. Ek beroep my op die keiser. Toe antwoord Festus, nadat hy met die raad gespreek het, op die keiser het jy jou beroep, na die keiser sal jy gaan. Interessante storie, julle, hier is Lukas aan die woord, 12 verse in Handelinge 25, wat vir ons wys, die Heilige Gees is aan die werk in hierdie hele scenario, sonder dat sy naam genoem word. Die Heilige Gees is besig, as jy 'n rekenaarmens is, nou sê jy agterkom, ek is nie, maar die backbone, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, word nie genoem nie. Hierdie ouens operate, hulle het hulle eie planne, hulle het hulle eie, Paulus sê goed, hierdie ou sê ding, en nêrens in hierdie 12 verse is die naam van God die Vader, sy Heilige Gees of sy Seun genoem nie. Wat sê dit vir ons? Dit sê, of dit bevestig, die woord wat sê, jou lewe spreek harder as jou woorde. Paulus sê, jy moet reg wees met 'n woord, tydig en ontydig, en al dit is so. Maar daar kom ook 'n tyd waar die Here vir ons sê, wees stil en weet, ek is God. Die Heilige Gees is aan die werk, geen melding van God, Christus, Heilige Gees of die woord. Is hierdie net 'n storie oor Paulus? Nee. Nee, hier is baie ander rolspelers. As ons gaan kyk na daai storie van Paulus op die skip, wat terwyl hulle hom nou na die keiser toe vat, daar's 276 mense op daai skip, waarvan Paulus een is, so daar's 275 ongelowige mense op daai skip saam met Paulus. Dit is chaos. Kan jy jouself indink, jy is die enigste een tussen 275 mense wat nie
vir Jesus ken nie, wat nie aan Christus glo nie, wat ons gaan nou oor dit praat. Selfs die gouverneur Felix, die Jode, die gouverneur Porcius Festus, die Romeinse keiser, al hulle planne kom tot niks. Hoekom? Omdat Paulus the man of power for the hour is? Nee. Omdat die Heilige Gees van God in die agtergrond werk en sê, hoorie, zip jou lip, dis nie wat ek wou gesê het nie. Ons gaan nie nou soontoe nie, dis nie wat ek gedink het nie. God se plan vir ek en jy is verborge. Daarom skryf Paulus vir ons in hoeveel gedeeltes in die Nuwe Testament, waar hy sê, en God het hierdie geheimenisse aan my bekend gemaak. Wow man, Efesiërs 5:22, daar rondom die pa sal die ma verlaat, of die man sal die pa en ma verlaat, en daarvan die huwelik, en hy sê, in Christus lê hier geheimenisse opgesluit, wat ek vir jou gaan gee, en dis wat hierdie gedeelte vir ek en jy bewys, dat ek en jy hoef nie noodwendig audible te sê, maar die Here sê, be still and know, God is aan die werk. Ek en jy met baie liefde, nou praat ek myself, Koos, jy kan nie God laat goed lyk nie, hy lyk beter sonder jou. Ek en jy sê gewoonlik die verkeerde goed op die verkeerde plek. Want Paulus kon hier 'n paar ander antwoorde gegee het, terwyl hy hier aangekla word. Paulus kon 'n paar ander reaksies uitgehaal het. Die Heilige Gees het hom gelei om te sê, wie wat, sit net stil. Kom, ons raak net rustig. So, hoe lyk die krag van 'n geesvervulde lewe, julle? Dis Pinkster. Jesus vaar op en hy sê, voordat hy gaan, ek sal vir julle die Heilige Gees los, ek sal julle nie alleen los nie. En dan 10 dae na hemelvaart op 'n Sondag, terwyl hulle almal bymekaar is. Hier is dit, nou lees ons dit, van daar 3000 mense bymekaar, en die Gees kom in, en vlamme op hulle koppe, en hulle praat in tale, en hulle sien signs and wonders, en die krag van 'n geesvervulde lewe. Hoor wat sê Paulus, hoor wat sê hy. Hy sê, nee edelagbare, dis in hierdie hofsaak. Hier is ons nou 'n volwaardige Romeinse hof. Ek kan nêrens beter verhoor word as hier nie. Ek is onskuldig. Maar indien ek wel skuldig is aan enigiets wat die dood verdien, is ek bereid om te sterf. Maar indien hierdie mense se klagtes vals is, het niemand die reg om my aan hulle oor te lewer nie. As 'n Romeinse burger beoefen ek dan nou my burgerreg uit, deur my op die keiser self te beroep. Ek beroep my nou op keiser Nero om my saak te besleg. Paulus gaan nie in 'n paniek in nie. Paulus gooi nie 'n tantrum nie. Ek is 'n kind van die Here, jy praat nie so met my nie, verstaan jy my? Hy gaan nie daar nie. Hy gryp nie die regter aan sy toga en sê, hey, kan jy verstaan, ek beroep my as 'n Romeinse burger. Paulus is rustig, gees beheer. Paulus, sit net stil. Ons het 'n sê ding in Afrikaans. As die lewe jou boelie, as jy regtig houe vat, daar wie jy so teen die houe lê, doen jy 'n bietjie boksing en daai goed daar by die gym, nee, ja. Dan sê jy vir daai ou wat? Eers hier ou slaan my kliphard. Ja, maar jy het mos 'n gumguard en dit en hier. Ja, maar dit seer ou, boem, dit. Wat sê jy vir hom? Maak toe, dan hang jy net bietjie teen die toue. Nou ou gaan moeg word nou. Hy gaan sy entoesiasme gaan afneem. Hang net teen die toue. Hang net. En dis wat Paulus hier doen. Hy sê, Vader, regtig, kyk wat gebeur hier, kyk wat maak hierdie manne met my. En God sê vir hom, Paulus, hang net terug. Moenie nou beklei nie. Moenie nou beklei nie. Ek en jy vandag, hoe werk 'n geesvervulde lewe? Hoe werk 'n geesbeheerde lewe? Nou weer eens, soveel mense, soveel sieninge, die woord van die Here sê vir ons, by wedergeboorte word jy gevul met die Gees van God. Met wedergeboorte kom woon die Gees van God in jou. Openbaring, God wat sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy oopmaak, sal ek by jou kom woning maak.
God wil nie 'n emosionele koppie koffie drink op 'n Sondagmôre nie. God wil nie net huisbesoek doen nie. God sê, as jy oopmaak, sal ek inkom. Die handle van die deur van jou hart sit aan die binnekant. Dis jou keuse. God skop nie deure af nie. Hy klop baie keer se hart en hy klop baie keer op vreemde maniere. Goed gebeur rondom jou. Hoeveel keer lees ons van mense wat whatever, dit gaan verskriklik en 'n vrou val op haar knie en sê, Here, hier's ek, help, red net. Maar hoekom wil jy wag tot dan? Hoekom wil jy uitstel, môre? Terwyl God sê, en kyk vandag, ek sal by jou kom woning maak. Hoe doen hy dit? Hy vul jou met sy Heilige Gees, net daar, boom, one shot. Klein Adrian toe hy gebore is, wat doen die dokter? Jy al gesien, jy was seker 'n bietjie onder narkose of nog daar, of wat ook al, maar jy gesien wat doen die dokter? Hy check daai move so, hallo oogie, hy het 'n oor, kyk sy vingers is kwaai, hy check hom, hy slaan so op die bed, laat hy so maak, en sê, sy reflekse werk, hy is binne die spektrum, sê hulle, hoor hoe slim is oupa, ek het baie kinders, Maar God kom en sê, ek wil vir jou 'n nuwe lewe gee, en dit lyk soos daai babietjie. Adrian kan nooit meer mens wees as wat hy vandag is nie. Adrian kan nooit meer mens wees as die dag wat hy gebore is nie. Ek en jy kan nooit meer kind van God wees as die dag van wedergeboorte nie. Hoor, natuurlik, ons gaan nou daaroor praat. Bekering beteken geesbeheer. Paulus praat van, ek en jy is op 'n pad van heiligmaking. Dan kom ons boere en ons sê, laat staan, sulke dinge laat staan. Dis waar daai liedjie vandaan kom. Hy sê, stop jou nonsens. Die Gees van God bring 'n sonde-oortuiging. Sonde is 'n toestand van verwydering tussen mens en God. Sondes is die vrug van daai toestand. Nou begin ons en sê, maar los daai ding, dis die waarheid, maar dis die helfte van die waarheid. Die hele waarheid is, begin in jou verhouding met God, groei nader aan die beeld van Christus deur heiligmaking, en die sondes sal van self weggaan, intentioneel. Wedergeboorte, geesvervuld, bekering, daaglikse bekering, los daai ding man, daai is nie goed vir jou nie, moenie dit doen nie, moenie bestudeer die woord van die Here, get a godly mind. Paulus sê, vernuwe jou denke, kyk met ander oë, kyk. Okay, gees vervuld, gees beheerd. En dan, God neem beheer oor alles in jou lewe. Alles, julle. Ek het dit nou die dag op die radiostasie gesê, toe sê iemand, dis verskriklik, maar jy gat ons, hoor, bly by. Ons praat van daar is 7 dimensies in 'n mens se lewe. 7 afdelings. Geestelik, fisies, emosioneel, intellektueel, sosiaal, emosioneel, ek het nou emosioneel klaar, jou werkdimensie en jou finansies. 7 dimensies. God gee vir dimensies, sodat die dimensies vir dimensies kan wys in watter dimensie moeilikheid het. Moet ek dit weer sê? Ek kan nie, want ek weet nie wat het ek nou gesê nie. God gee vir ons sy Heilige Gees om te sê, jou liggaam lyk goed, wel dan, mooi gewerk. Hoe lyk jou emosie? Wanneer doen ons 'n slag bietjie berading, ek en jy, oor daai seerplek wat jy saamsleep, jou juffrou in standaard 3 het gesê, ag jy's te dom om ooit skool te, Vandag nog sit jy hier en sê, ek gaan nou wiskunde doen, jy's maar daai juffrou het gesê, ek is dom. Watter dimensie van jou lewe het jy nog nie vir die Here gegee nie? Alles. Nie bietjie nie. Nie op 'n Sondagoggend hier, wat 'n vriend het ons in Jesus, dis wonderlik. Maar wat gebeur Dinsdag? Wat gebeur Donderdag? Wat gebeur daar, waar die poppel die ven stryk, daar waar die tekkie die teer slaan, julle? 'n Geesvervulde lewe is onder beheer van God totaal. Okay, Koos, wat beteken dit? Ek vra jou, wat kan jy verwag wanneer Pinkster in jou lewe gebeur? Met ander woorde, wanneer God jou kom vul met sy Gees, wat gaan gebeur in jou lewe?
Ek wil dit sê onomwonde vir ons besoekers, vir jy wat ingeskakel het online. Hierdie boodskappe word regtig lank voor die tyd bymekaar gesit, die reeks en wat. God skinder nie by my oor jou individu nie, glad nie. Maar dit is gewoonlik so, het jy al by 'n diens uitgestap en sê jy, het nou vandag net met my gepraat. Ek vertrou hierdie gaan vir jou wees. Met liefde. Die eerste ene is jy gaan vervolg word deur ongeredde mense. Die kritiek teen jou gaan erger en erger word. Kyk wat het met Paulus gebeur. Die oomblik toe Pinkster in sy lewe gebeur en hy sê nou is ek in Jesus se kamp, toe gee almal hom gas. Almal. Hulle wil hom vervolg, hulle wil hom in die tronk sit, hulle wil hom doodmaak. Hulle is nie beïndruk met hierdie ou se lewe nie. Dit gaan met jou gebeur. Dit gaan met my gebeur. Dit gebeur vandag nog. Wat mense sê, ja, maar julle Christene. Weet, alles moet 'n te. Ek het julle al gesê van my te, nee. Groente, vrugte. My pa het gesê, eet vleise. Julle, mense gaan kritiek hê op jou lewe. Die oomblik as jy sê, ons het verlede jaar lekker rugby gekyk daar in PE, nee, so, die bokke speel nou 1-4 dae. Jippie, gaan ons rugby toe? Ja. Kwai, hoe werk die moves? Ek sê, maklik, ek gaan bestuur. Nee, jy kan nie bestuur nie, verlede jaar kon jy nie eens loop nie, nou aan bestuur. Dit het verander, en kyk, alles het nuut geword, ek drink nie meer nie, ek sal die bussie bestuur, manne. Wat? Nee, maar met daai houding is jy nie eens meer welkom nie, hoor. Het dit al met jou gebeur? Ongeredde mense wat vir jou sê, nee, wat, nee, nou, jy is nou nie meer van om saam met jou te kuier. God gaan vir jou 'n nuwe geestelike familie gee. Jy gaan vervolging kry. Jy gaan vervolging kry van vals godsdienstige mense. Hierdie klink soos 'n oordeel oor die volgende mens. Ek self was daar. Toe ons tot wedergebore gekom het daai tyd, toe is ons nou wat, dis in die jare van die vissies, onthou julle dit? Vissies geplak op, as jy 'n 2 liter Cressida het met 'n vissie, man, jy's 'n area bestuurder ten minste met 'n company kar, en jy het 'n silwer vissie, hoek is 'n sterretjie, dan staan ons so by die kerk met 'n tab, daai jare het jy tab gedrink, broer, ja, so. Dan praat ons oor daai kerk, dan sê ons, ag, sies tog, hulle sal nog hoor, is alright. Hulle hoogmoed. Hoe durf jy? Pleks vat jy jou tab en jou visie na daai kerk toe, en jy gaan sê vir hulle wie wat, ek het 'n getuienis tot eer van die Here. As God my kan red, ek het tot 'n visie op 'n asblik geplak, julle genuine. Vir my om te sê, as God vir Koos kan red, kan hy 'n asblik red. Pas op wat jy sê en praat van ander kerke, van ander geloofsoortuigings. Jesus sê vir Petrus, daai rots, dat ek die seun van God is, dis die waarheid, dis die rots. Wat gaan gebeur? Jesus sê, ek sal die kerk op daai rots bou. Ek en jy se kritiek teen kerk, is direk teen Jesus gemik. Nee, maar ek bedoel dit nie so nie, maar dis wat jy sê. Want Jesus sê, ek sal die kerk bou. Hy gebruik simpel mense, hy gebruik swak sondige mense, natuurlik. Maar pas op wat jy sê, oor kerk, oor hierdie sogenaamde godsdienstige mense. Bel daai dominee en sê vir hom, pa, kom drink koffie, ek kom sommer by jou koffie drink. Ek wil met jou die liefde van Jesus deel. Pas op vir kritiek van godsdienstige mense. Jou vriende word jou vyande. Jou familie dink, nee, wat nou is jy vreemd. Gaan jou nie meer nooit braai toe nie. Nie lekker nie. Hier is my maat, nou braai ons. Kwai. Nou weet ek tot hoe die vleis proe. Dis die negatiewe, maar hier is die positiewe en hierop wil ek fokus. Jy leef onder die krag van die Heilige Gees. Ek hou van die Engelse vertaling waar die woord vir ons sê, it's not by power nor by might, but by my spirit, says the Lord.
Ek en jy leef onder die krag van die Heilige Gees. Ek kan dit onthou, ek het daai jare met my bekering, my wedergeboorte, het ek 'n blou T-shirt gehad, so poeierblou, met pink, so blok. En daar staan, I am the Christian the devil warned you about. Ja, ek was lekker uitgesproke, papa. Turn or burn, jy het die neus op die grindstone, laat jy kom. En toe loop ek by die CNA in. En vir een of ander rede, daar in die agterste hoekie, is 'n ding daar wat sê tydskrifte volwassenes. Was jy al daar? Of was dit net ek? Julle ouens hier in Jeffreys Bay nooit daai era beleef van uitdagings, uitlokkinge wat. Dan loop ek met my T-shirt daarin, dan kyk ek daai, hulle is mos so met plastiek toegemaak. Jy moet nou net by die huis gaan kyk, jy mag nie hier kyk. As ek in daai area inloop, dan vang my oog hierdie hemp. Dan sê my gewete, wie is die gewete? Die vrouens sê, die 6de sintuig, wie is die 6de sintuig? Sy naam is die Heilige Gees. Hy sê vir jou, laat staan sulke dinge, laat staan. Los jou nonsens. Alle respek, mense wat rook. Mense kom sit by my in die kantoor en sê, Koos, bid vir my, laat die Here my help om op te rook. Sê ek reg, kom ons bid. Here, help vir Janie om op te hou, bid asseblief in Jesus se naam, amen. Janie, die Here sê, is reg, jy kan my ophou, hoor. Hy tog. Nee maar, die duiwel wat? Die duiwel wat daai pakkie sigarette gaan koop. Dis die duiwel wat 'n lighter koop. En jy gaan nie hel toe as jy rook nie, glad nie. Jy leef net nie 'n totale lewe onder die gees van die Here nie. Kom aan. Los dit. Hoor vir Koos vandag, moenie jou pille los nie. As jy een of ander mediese ding het en jy moet 'n pilletjie drink, drink jou pilletjie. Dankie Here vir die mediese industrie wat help om jou op die pad te kry. Maar ek is geesvervuld, ek het nie pille nodig nie. Nee, jy's hoogmoedig. Don't go there. Moenie dit doen nie. Jy maak nog foute, maar jy doen dit nie meer bewuslik sonde nie. Ag, kom aan man, een vir die pad. Nee, no more. No more. Stop. Maak ons foute, natuurlik man. Jy my sien daar voor die rekenaar. Hier, papa, as ek hier goed... My beste tikspoed is omtrent 40 foute per minuut. Maklik. Maar wie wat, ek druk nie enter nie. Ek gaan loop en draai, dan kom ek terug, dan edit ek hom. Dan loop ek en draai, dan kom ek terug, dan vra ek vir Lana, hoor die spelcheck gou vir my hierdie ding. Want ek weet, ek maak foute. Hoeveel van ons staan in die oggend op as 'n mamma en papa en sê, vandag gaan ek 3 foute maak met hierdie kind, watch my. Daar is nie sulke mense in hierdie lewe nie. Maar ons maak foute. Om verskoning te vra is oulik. Maar om verskoning te vra en niks verander in jou lewe nie, dis 'n hoop. Dis 'n hoop onlekkerte. Ek en jy moet ophou met bewuslike sonde, want hoekom? Jy's geregverdig voor God. Wat beteken dit? Wat beteken om te sê jy is geregverdig voor God? God het die dag, toe hy jou in gedagte gehad het, Psalm 139, hy het vir Adrian aan mekaar geweef, aan mekaar gebrei. Kyk, ek is met 'n nommer 4 naald aan mekaar gesit, so hoekpale, papa het vir my gebrei. God het my gebrei, maar uit vir Adrian aan mekaar geweef en hy sê, ek ken jou dae voor die grondlegging van die aarde. Ek weet wie jy is. Ek weet waar ek jou wil hê. Dan word ons gebore in 'n sondige wêreld, nie met sonde nie, in sonde. Hy word blootgestel aan verkeerde goed, al hierdie goed. Papa en mamma gaan hom leer, die liewe Jesus sê so, die Bybel sê so, kom ons maak dit reg, kom ons maak dit reg. En dan kom ons op 'n punt waar as jy geregverdig is. Wat het gebeur met Stefanus? Ons het nou van hom gepraat, daar terwyl hulle hom doodgooi met klippe. Die oomblik toe hy sterf, wat gebeur? Hy kyk op en hy sien die hemel is oop. En
Jesus staan aan die regterhand van God. Hoekom? Die Bybel sê Jesus sit aan die regterhand van die troon. Op daai oomblik staan Jesus. Hoekom? Hy sê in eerbied, Vader, kyk wat gebeur met jou kind. That is to be in a place of righteousness. Dis wat dit beteken, jy het op 'n punt en op 'n plek gekom waar God sê, well done. Oor min is jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Jy is geregverdig voor God. Ek en jy kan nie, ons durf nie, hier uitstap en sê, ag, dit was nou oulik geweest, maar ek is nou maar een van God se probleemkinders, jy weet, dis nou maar so. Nee, nee. God is lief vir jou, ontmoet jou waar jy is, maar hy is te lief vir jou om jou daar te los, hy vat jou saam. Jy kan nie uitstap onder die woord van die Here, en ek praat nie van vandag hier, ek praat van vandag ook, nie oor Koos nie, nie oor wat nie, jy kan nie in die teenwoordigheid van God kom en wegstap sonder jou lewe verander nie. Jabokbediening, waar kom dit vandaan? Baie vinnig, dankie dat jy vra, daar onder die boom in China. Die Jabokbediening kom eenvoudig uit Jakob se storie, met hy stoei met sy broer Esau, dis 'n groot geding, gaan lees dit daar in Genesis, hier by Genesis 32 gebeurde dat Jakob is op pad om te gaan vrede maak met sy broer, hy stuur offerhanders vooruit, en dan by die Jabokrivier, kom God en sê vir Jakob, ek soek jou alleen, kom jy hierso. Los jou vrou en jou familie en jou slawe en jou wat. En wat gebeur? Hy stoei die hele nag, toe die son opkom, toe sê ek, gee jou nie los voordat jy my seën nie, en God seën hom, wat doen hy? Hy slaan sy heup uit potjie uit, aha. Die hele heupvervanging gehad. That's quite something, Bill. Dis nie sommer so nie, as jy op daai intimiteit met God 'n ontmoeting het, you will change the way that you walk. Never trust a man without a limp. Jy kan nie in God se teenwoordigheid instap en wegstap asof niks gebeur het nie, jy kan nie. God verander sy naam van Jakob na Israel, hoekom? Sodat hy 'n seën kan wees vir die nasies. En dan sê God, jy het gevra om jou seën, ek sê jou seën. Dis 'n plek van oorgawe, 'n plek van nuwe begin, 'n plek van oorwinning. Ek vra vanmôre vir jou, is jy geregverdig voor God? Want jy sien, ek en jy leef in God se voorsiening. Ja, maar ek wou nog altyd 'n rooi kar gehad het. God weet wat goed is vir jou. Hy gaan nooit vir my 'n rooi plat kar gee nie, nooit. Want ek pas nie in die ding nie. En as ek in is, gaan jy my nie uitkry nie. En as jy my uit het ons 'n genesingsdiens nodig. God weet wat goed is vir jou. God weet wat jy nodig het. Ek en jy leef in God se voorsiening. Die blote feit dat jy vanmôre wakker geword het en gesê het, hallo Here. Wat jou wakker gemaak vanmôre? Die wekker? Nee. Die Gees van die Here. Die genade van die Here. Ja, die wekker het die tyd bepaal. Jy kan 'n wekker in 'n lykshuis gaan neersit, niemand move nie, ou. Daai ding kan lei tot môre. As jy nie lewe nie, gaan jy nie wakker word nie. Dankie Here in voorsiening, ons het vanmôre wakker geword. Ons leef in God se beskerming. Kyk vir Paulus, gaan lees daai hele storie in Handelinge. Wat het met Paulus gebeur? Hoe het God hom beskerm? God sê hy draai die koppe van konings in ons guns. Koning Hiskia, toe hy siek is, toe sê God, dis reg, ek sit 15 jaar by jou lewe, is alright. Ek en jy leef in God se beskerming, ons onderwerp onsself aan gesag. Die hele tyd, in hierdie storie van Paulus, die hele tyd sê hy, ek veg nie die sisteem nie. Ek sê net, ek is onskuldig, ek is 'n Romeinse burger, ek soek die groot man. Ek onderwerp my aan gesag. Ek en jy, in wat se gesag leef ons? Onder wie se gesag? Ons het dit nou gesê, koning, priester en profeet van die huis. Dis 'n posisie van gesag. Maar 'n posisie van gesag word 'n posisie van mag en misbruik so gou so nou so. Dan sit jy, ja, maar ek is die man in hierdie huis, ek sal sê wat jy moet doen. Nee, ek sal nie sê wat jy moet doen nie. Koning, priester en profeet, wat doen 'n priester in die Ou Testament een keer 'n jaar? Gaan hy in die allerheiligste in van die tempel, gereinig en geheilig en gewas met melk vir 'n jaar lank gesmeer met heuning en wat, hulle trek van 'n rok aan met sulke klokkies daaronder, maak 'n tou om sy enkel vas, dan gaan hy daar in die allerheiligste in. Hoekom? Hy moet die hele tyd loop, klink daar binne, want as jy in die teenwoordigheid van God kom met sonde, sê jy doodgaan. En dan as hy nou doodgaan daar binne, moet hom die tou uittrek, want jy ingaan, gaan jy ook doodgaan. Met Jesus se kruisiging skeur die voorhangsel, en hy sê,
Hallo priester, jy het vrye toegang tot die Vader. Wanneer jy 'n behoefte in jou huis bepaal, sê jy, wie wat, ek is die koning, ek neem verantwoordelikheid, maar ek is ook die priester, ek gaan in God se teenwoordigheid gaan soek. Dan kom jy terug en nie sê, ek sê nie, die woord van die Here sê, dan word jy 'n profeet. Haai, kyk nou, jy het 'n veelvuldige persoonlikheid hier langs jou. Dis die rol wat God vir jou bedoel het, Boeta. That's the role you need to play. Koning vat 'n besluit. Priester gaan hoor wat sê God. Profeet, so sê die Here. Nie so sê ek, so sê Google, so sê Dr. Boetie, professor Jannie, wat. God gebruik daai mense natuurlik, maar jy gaan na die woord van die Here toe en sê, ek leef in God se voorsiening, ek leef in God se beskerming, ek onderwerp my aan die gesag van wie? Van God deur sy woord, deur die leiding van die Gees. Ek maak klaar. Ek en jy leef met hom in gedagte. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk my lewe? Hoe is dit veronderstel om te lyk? Ons leef as 'n verteenwoordiger van God, as 'n genadedraer in 'n verlore sondige wêreld. Genadedraer. Jesus die dag toe hy in Jerusalem inry, voor die kruisiging, wat doen hy? Hy klim op 'n donkie, nederig. Hy gaan nou nie 'n strydperd, 'n Trojan horse, nee. Hy sit nie vol met hom swaarde en bazookas en goeters, nou gaan ons hierdie plek verwoes, nee. Hy ry daarin en hy sê, ek bring vir julle vrede. Ek bring vir julle genade. Dis wat ek hier kom doen. Ek ken God se plan. Ek weet wat gaan hier gebeur. Ek weet wat gaan julle doen. Ek weet al hierdie, ek weet dit. Maar ek dra vir jou genade. Hoe lyk jou lewe as 'n genadedraer? Hoe skerp is jou tong? In jou lyfstaal. Ons kan ons so wip. Jy hoef nie te praat nie. Maak net so. Hierdie is amazing, julle. Hierdie is amazing. 'n Ou oom wat hier in die 1500s geleef het met die naam van Spurgeon. Weet nie of julle al gehoor het van hom nie. Hy staan op die straathoek en hy bid. Daar in Londen. Was dit al Londen daai jare? Dit was Londen. Ja, is nou Londen. Nou staan hy daar en bid en hy sê, hy kyk vir die mense en hy sien, joh, die mense is kwaad. Niemand kyk op nie, hulle kyk so. Maak nie oogkontak nie. Die wêreld is stikkend en hy huil voor die Here en hy bid en hy bid. En hy sê op 'n stadium kyk hy op en hy sien daar oor aan die pad staan 'n oomie met 'n jas wat vreeslik treurig lyk. En hy dog laat hy maar met die ou gaan bietjie praat. En toe hy nader stap, toe besef hy dis 'n refleksie van homself in die venster. Hoe lyk jou joy in the Lord? Geesvervulde lewe? Hoe lyk dit? Jy sien, ek en jy moet onberispelik lewe. Terwyl ons van Paulus praat, as Paulus vanmôre hier was, dan sou hy vir ons sê, hy is die eienaar van 'n supermarkie in die dorp en sy beste prys is $9.99. Jy kan nooit 'n 10 wees nie. Paulus sê ons ken net ten dele. Paulus sê dit wat ek wil doen kom ek nie by uit nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, daarmee is ek goed, wel, ek verstaan daai ding. Ek en jy maak foute, maar intentionele bewuslike sonde stop in die teenwoordigheid van die Here. Hoe kan jy na iemand toe gaan en sê, ek gaan jou leer? Jy kan. Ons het 7 dimensies. Jy's 'n fisiese ou. Jy kan my leer om beter te lyk. My uniek fisiek moet bietjie. Maar kan jy my noodwendig leer om 'n bal te skop? Daar kan jy, ek weet nie. Daar's 'n ander ou hier wat 'n bal kan skop. Ek sien jou. Jy was eendag 'n losskakel, nee, ja. Maar hy was een van daai losskakels wat net skop, hy kan nie tackle nie, dis jy, nee. Hy kan jou leer tackle. As ek en jy onberispelik is, wil wees, dan vra ons die regte vrae vir die regte mense. En ons toets dit aan die woord van die Here. We need to become holy. Ek en jy moet diensbaar wees. Jy kom dit nou. Hy gaan seker nou spanne indeel, nee, ja, jy is reg, ek gaan.
Hoe lyk diensbaar? Diensbaar is die ou wat vanoggend al 7 die ketel aangesit het hierbo, baie dankie. Niemand weet wie jy is nie, maar dankie. Diensbaar is die ou wat Vrydagoggend opstaan en sê, ek gaan 'n maatjie help om te trek. Diensbaar is om te sê, wie wat, ek doen dit met geen verwagting nie, want volgende week trek ek en dan help niemand my nie. Nee, jy het mos dit gesê. Onthou jy? Vriende, om diensbaar te wees, is om 'n Jesus liefde uit te leef. Hy sê ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Wie dien jy? Waar dien jy? Die woordjie mekaar. Die woordjie mekaar kom 732 keer in die Bybel voor. Die Bybel sê, ek en jy moet mekaar se werkwoord, het jy dit geweet, soos liefde. Jou persoonlikheid, passie, gawe, my behoefte. Jy weet goed wat ek nie eers van gedroom het nie. Jy kan goed doen wat, as iemand by my instap en sê, Koos, ek het finansiële moeilikheid mee besig om te vou, ek weet nie waar om te gaan nie, dan sê ek weet nie. Maar hier's ten minste 3 ander ouens in die gemeente, kom ek help jou gou-gou. Hulle gaan weet. Ja, maar Koos, jy weet, ek sukkel met dit. Ja, ek weet nie, ek het nog nie daarmee gesukkel nie. Kom, ek bel gou 2 ouens vir jou, dan maak ek vir jou afspraak. Ons moet mekaar dien. Ons moet invloedryk wees. Wat het gebeur met Paulus op daai skip? Onthou julle? In die nag toe daai storm kom en die skip wil vergaan en almal is oea en hulle meer die tou en hulle begin kos oorboord gooi en wat doen Paulus? Daai oggend toe hulle opstaan toe sê hy, hey, die Here wat ek dien, het in die nag aan my verskyn deur 'n engel en hy sê, en daar raak 275 manne net so, en dis wille ouens daar julle. As jy al ooit in Italië en Rome, of het jy gekyk na die Italië se rugby span, nee, dis gemanne, dis geborsare, dis wild eet, garlic vir ontbyt. Tussen al daai mense kom Paulus en sê, hoorie, raak net vir my kalm, kom ons kry 'n koppie tee. Invloedryk. Hy sê, niemand klim van hierdie skip af nie. Ook kaptein, Julius is die kaptein se naam, nee? Julius, Juju. Niemand klim af nie, hoor, ek vat charge. Paulus raak die kaptein van hy skip so. Hoe lyk jou invloed? Ja, maar ek hou maar 'n bietjie terug, ek hang teen die toue. Nee, daar kom 'n tyd waar die Here vir jou sê, jy moet uitklim. Koninkryk visie. Koninkryk visie. Wat beteken dit? Siele tot redding. Jesus sê vir sy disippels net voor die hemelvaart, gaan dan na al die nasies. Leer hulle wat ek jou geleer het. Jesus sê, gaan na Jerusalem, Judea, Samaria, die uiteinde van die wêreld. Wat beteken dit? Dit beteken elke mens in sy eie kultuur, in sy eie taal, in sy eie wat. Gaan en gaan vertel. En daar waar jy gaan, vind uit wat 'n taal hulle praat. Dan vat jy vir hom 'n Bybel saam in sy eie taal. Jy sê nie vir hom, hoorie, daar waar ek vandaan kom, nee, lees ons net die 33 vertaling pel. Jy beter Afrikaans leer, anders terug jy nie in die hemel kom nie. Jy geweet net 20 tot 30% van alle mense in die wêreld kan Engels praat. Net 5% mense in die wêreld se eerste taal is Engels. 5%. Nou kom ek en jy en ons sê, ja maar jy moet net daai vertaling lees, ou Matta, anders mis jy die hemel. Nee, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Waar kom jy daaraan om te sê, ons het dit gehad? Daar waar ons vandaan kom 'n koerantjie, the weekly, wat ook al daai ding. Daar in die middelblad SMS'e na die redakteur. Daar vra Tannie Sannie, is daar iemand wat hy skoonmaak? Volgende week, ja, ABC cleaners, hierdie ouens het 'n sterk vacuum, hierdie ouens het 'n, Tannie, derde week, sy sê nee, geestelik skoonmaak. Hier's 'n ou, ja, bel vir Koos, hier sy nommer, in die koerant, hier's my nommer. Die bel die Tannie my.
Sy sê, wat doen jy? Ek sê, Tannie, nee, ek probeer maar. Sy sê, kan jy skoonmaak? Ek sê, nee, ons het 'n bediende vir daai een. Sy sê, nee, maar jy moet kom, jy's 'n duiwel. Ha, daai is die werk van die Here, ek is die instrument, maar ons sal try, ons gaan kom. Sy sê, watter vertaling lees jy? Die 33 vertaling, want dit is net hy wat krag dra. Sê ek, Tannie, ek maak nie my huis skoon, ek het sopas daai job gelos. Waarmee is ons besig, julle? Ek en jy gaan koninkryk visie uit dankbaarheid. Dankbaarheid? Dankie Here dat ek gered is. Dankie vir die voorreg wat ek het om die Vader te kan noem. Dankie dat ons vir mekaar hier vanmôre kan lief wees. Dankie dat ons instrumenteel kan wees in mense se lewens met 'n vars babietjie. Here, dankie vir mense wat hier is. Dankie, dankie, dankie. Dankie, dankie. Maar ons is krities. Ons is krities. Vrede. Ek sê die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan, sê die Here. Is vrede ontkenning? Nee. Het daar slegte goed in die wêreld gebeur gister? Ja, baie. Ja, maar nou moet ons nou vrede hê. Ja, jy moet. Wat gaan jy in elk geval doen oor daai insident? Jy gaan nou die hele naweek stres en nie pret wees om mee te kuier nie, jy's in 'n toestand oor iets wat dalk Dinsdag glad nie gaan gebeur nie. Waar is jou vrede? Dis nie ontkenning nie. Ja, dis sleg daar buite. Dis bad. Maar die wêreld en die volheid daarvan behoort aan die Here. Ek sluit af met Spurgeon. Weer 'n keer Spurgeon sê, ek lees die koerant om te sien wat die Here besig is om in die wêreld te doen. Nie wat die duiwel besig is om te doen, nie wat die Here besig is om te doen. Ek en jy leef in 'n stikkende gebroke wêreld, my boetie en sussie, my vriend vanmôre, jy aanlyn, dis Pinkster. God vul jou met sy Heilige Gees by wedergeboorte. God sê, ek gee vir jou my gees van wysheid, insig, waarheid, onderskeiding, sodat jy my woord sal ken en dit sal gaan leef. God sê vanmôre vir jou, moenie net hier uitstap en wegstap en jou TV afsit en daar waar jy kyk na hierdie uitsending, moenie net afsit en sê, "Haai, dit was nou cute nie." Nee, gaan kry vir jou 'n geestelike gemeenskap. Gaan kry vir jou 'n kerk. Gaan kry vir jou 'n liggaam van Christus wat vir jou verantwoordbaar hou. Jy kan nie 'n lone ranger wees nie. Jesus stuur die disippels uit 2-2. Wie gaan jy mekaar as dit net jy en jouself is? Ek en my holy huddle, hier is ons, jippie kan jy. Dit gaan nie oor waar jy by mekaar kom nie, in 'n huis, in 'n kerk, onder 'n boom. Kerk is net 'n gebou nie, kerk is ek en jy. Die gebou is die plek vir die kerk om by mekaar te kom. Maak nie saak hoe daai gemeenskap lyk, kom onder die woord, kom onder aanspreeklikheid, kom onder dankbaarheid, kom onder danksegging. Jesus sê, God sê, ek leef onder die lofprysinge van my mense. Jy kan nie alleen deur die lewe gaan nie. Jy gaan nie alleen deur die lewe gaan nie, want God sê, ek is by jou al die dae vir jou lewe. Ek sien jou nooit alleen los, die Romeine. Niks wat ons kan skei van die liefde van die Here nie, niks. Geen dood of engele, geen bose magte, geen niks. Mag God jou seën met sy teenwoordigheid. Amen, kom ons bid. Vader, dankie. Dankie vir u woord wat uitgaan. Dankie dat u die naprediker is deur die Heilige Gees, Here, dat u gaan vasbrand in ons harte, dit wat u wil hê ons moet weet en moet doen, bo alles. Here, laat dit nie net 'n klomp informasie sal wees nie, dat dit sal lei tot transformasie, dat ons lewens sal verander, meer en meer na die genadebeeld van u seun Jesus. Dankie vir dit, dankie dat ons nou lekker kan gaan kuier en koffie drink en dinge doen. Here, maar bederf ons met u teenwoordigheid, met u beskerming, met u voorsiening. Dankie, dankie vir hierdie dag, in Jesus se naam, amen. Amen. Groet julle aanlyn, vrede, mooi gaan. Vir ons hierdie kant